Welkom by dag 7 en vandag praat ons oor versterk jou verhouding met God. Die versterking van jou verhouding met God is 'n diep persoonlike reis. Maar hier is 'n paar praktiese stappe wat ek vir jou kan bied om jou verbinding te verdiep. Eerste een is gebed. Gereelde kommunikasie met God deur gebed is noodsaaklik. Maak elke dag 'n toegewyde tyd vry om met God te praat. Deel jou vreugdes, jou bekommernisse, jou verlange met hom. Onthou dat gebed nie net gaan oor die dinge wat jy vra nie. Dit is nie my name is Jimmy, give me, give me, give me, my name is Jimmy, give me nie. Nee, jou tyd met God is baie belangrik om te aanbid, om te loof en te prys en dan ook, om alles aan hom bekend te maak. Onthou dat gebed nie net gaan om te vra nie, maar ook oor is om na God se stem te luister en na sy leiding te soek. Wanneer jy stil raak voor God en hom aanbid en hom loof en prys, om dankie te sê vir alles wat jy het, is ook 'n groot ding wat wees stil en jy gaan sien wat God vir jou doen. Studie van die skrif, spandeer tyd en lees aan die bestudeer die Bybel, dis baie belangrik. Dit is die woord van God, is die primêre manier waarop hy homself aan ons openbaar. Kies 'n konstante tyd en 'n plek waar jy kan Bybel lees. Maak vir jou lekker, kry vir jou 'n stoel. Ek sê altyd, ek het 'n altaar. My altaar is hierdie stoel. Ek sit daar en bid en Bybel lees en dis te lekker. En oorweeg om hulpbronne te kry, om soos studiemateriale te kry. Nou op Draft to Digital, gaan Christa Barnard, gaan sien al my boeke, daar's 11 boeke, Why Lord Why, Hoekom Here, Depression, daar's boeke wat vir jou kan help met studies. So, gaan kyk gerus daar, as ons hierdie boeke deurgewerk het, hierdie is 3 boeke, Voetspore 2, Voetspore 3, daar's nog baie boeke wat jy kan gebruik as studiemateriaal en die woord van God op te skerp in jou lewe. Gemeenskap, omring jouself met ander gelowiges wat jou geloof kan aanmoedig, ondersteun en uitdaag. Pas op om by mense aan te sluit wat jou afkraak en afbreek en jou nie gaan help om by die Here uit te kom nie. Hierdie tyd is nou baie belangrik vir jou, om by die Here uit te kom en te groei in sy gees. Sluit aan by jou plaaslike kerk of klein groepies, waar jy met ander Christene saam kan aanbid, leer en prys en worship doen. Dien ander. Jesus het geleer dat om God lief te hê onafskeidbaar is en om van ander lief te hê. En dit lees ons in Matteus 22 vers 37 tot 39. Soek geleenthede om diegene wat hulp nodig het te dien, beide binne jou gemeenskap en verder. Dienste wat liefde toon en nie net jou liefde vir God nie, maar ook ander mense help met medelee en nederigheid en te groei. Gehoorsaamheid aan God se gebooie. Jesus het gesê, as jy my liefhet, onderhou my gebooie. Johannes 14 vers 15. Strewe daarna om volgens God se wil, soos geopenbaar is in die skrif te lewe. Dit mag moeilike keuse en opoffering van die persoonlike begeertes beteken. Gehoorsaamheid is die sleutel tot verdieping van jou verhouding met God. En dankbaarheid te oefen. Gratitude. Dankbaarheid, dis baie belangrik om vir God dankie te sê vir die kleinste dingetjie in jou lewe. Bring al die lof en die eer aan God. Enter his gates with thanksgiving in your heart. Gaan sy poorte in met lof en danksegging. Strewe na om dankie te sê. Kweek 'n hart van dankbaarheid deur gereeld God te bedank vir sy seëninge en sy getrouheid in jou lewe. Erken sy getrouheid, sy teenwoordigheid en die werk van beide die groot en klein oomblikke van jou dag. Strewe na geestelike groei. Wees doelgerig oor geestelike groei. Dit mag die bywoning van konferensies, seminare en alles insluit, sowel as die lees van Christelike literatuur of die besluit na preke en podcasts en jou uitdaag en jou inspireer. Bly verbonde. Handhaaf 'n konstante en voortdurende verhouding met God, eerder as om net 'n dooie metaal, 'n klinkende metaal en 'n leidende simbaal met geen liefde te wees nie. Vertrou daarop dat God altyd getrou is
en jou ontmoet waar jy is en hy sal jou op die regte pad lei. Mag jy vrede en kalmte in hierdie dag ervaar, wanneer jy stil en rustig raak en voor God sit. Sien jou in dag 8.